Impak. Bly op hoogte van die jongste nuus op Pretoria FM. Die Gautengse ALR vir onderwys, Lemogang Mahile, sê strafregsaake sal geopen word teen persone wat by beweerde korrupsie in openbare skole betrek word en dat die verantwoordelikes vervolg sal word. 'n Interne ondersoek het 41 gevalle van beweerde korrupsie, bedrog, finansiële wanbestuur en verkrygingsonreëlmatighede tussen 2023 en Junie vanjaar geïdentifiseer. Dit sluit skoolhoofde, beheerliggaamlede, finansiële beamptes en onderwysers in. Om die implikasies hiervan te bespreek, gesels ons nou met die lid van die provinsiale wetgewer en die VF+ se provinsiale leier in Gauteng, Jaco Mulder. Goeiemiddag, Jaco. Goeiemiddag, Christine. Die bevindings van 41 gevalle van beweerde korrupsie en finansiële wanbestuur in Gauteng is verrykend. Wat sê dit oor die bestuurstelsel in die onderwyssektor? Dit is uiteraard problematies, maar ek dink nie ons moet die bestuurstelsel in die onderwyssektor noodwendig in isolasie beskou nie. Ons weet dat die staat op nasionaal, provinsiaal en plaaslike vlak vreeslik sukkel en getuister word met korrupsie. Dis net nog 'n uitbreiding daarvan. En waar daar natuurlik geld vloei en waar daar tenders beskikbaar is, daar tree die misdaad toe en vind tussen dan ongelukkig ook in die departement van onderwys in Gauteng. Wat is die impak hiervan op die leerlinge? As ons kyk na voorsiening van voedsel, baie keer handboeke en basiese skoolmateriaal. Maar ek het self die afgelope 2 weke navraag van 5 skole in die weste van Gauteng ontvang, dat hulle nog nie hulle toegedeelde fondse van die departement ontvang het waarmee hulle skryfbehoeftes moet koop nie. So uiteraard is dit baie negatief. Ons moes ingryp van die VF+ se kant af om die departement te dwing om hierdie fondse uit te betaal. En die groot vrees is natuurlik, hulle is veronderstel om in Augustus weer geld te kry, of hulle dit dan wel gaan kry. En dan sal natuurlik talle ander skole ook. So die nadeel daarvan kom daarin dat die skool doodgewoon nie skryfbehoeftes aan hulle leerders kan voorsien nie. Dis een van vele nadele. En die skoolvoedingsprogramme, word dit enigstens geraak hierdeur? Dit word ook geraak. Wat heel dikwels gebeur is dat fondse wat toegedeel word aan skoolvoedingsprogramme misbruik word, dat daar tenderbedrog plaasvind, dat daar gunslone betaal word en dat daar doodgewoon geld verduister word. Dit is werklik waar 'n groot krisis wat die departement van onderwys in Gauteng mee sit. Waar is die swak skakels? Waarom vind hierdie plaas, Jaco? Soos ek in die begin van ons gesprek gesê het, ons sit met 'n geweldige korrupsieprobleem in Suid-Afrika. Ons sien dit elke dag in die nuus. Die goeie nuus is wel dat die oorsigkomitees hulle werk begin doen nadat korrupsie blootgelê word en dat daar wel gevolge is. In die verlede is daar heelwat korrupsie blootgelê, maar daar was nie gevolge nie. Ons sien wel dat mense aangekla word, dat daar skuldige bevindings is en hopelik dien dit dan as 'n afskrikmiddel. En wat ons aan moet werk, uiteindelik moet daar 'n regeringsverandering kom wat minder korrup is, wat uiteindelik dan die stelsel behoorlik sal bestuur. Watter rol behoort ouers en beheerliggame en die onderwysdepartement elk te speel om groter deursigtigheid en verantwoordbaarheid in skole te verseker, Jaco? Ek was self jare gelede op die bestuur van 'n beheerliggaam. Dis ontsettend belangrik dat ouergemeenskap betrokke moet raak by hulle skool. Ons mense is geneig om passief te wees, maar gemeenskappe wat meer lewend is, wat lewendig is en betrokke is gesonde gemeenskappe. So ouergemeenskappe moet betrokke wees by die bestuurliggaam, by die skole, ook by die skole se finansiële sake, om seker te maak dat dit in orde is en dat daar behoorlik verantwoordbaarheid is. Baie dankie. Dit is dan, jy's ingeskakel op Impak en dit was dan Jaco Mulder en hy is deel van die lid van die provinsiale wetgewer en die VF+ se provinsiale leier in Gauteng.